Baie welkom ook aan ons YouTube-kykers en hier in die bediening. En ons vertrou dat God vandag met ons praat. Amen. Nou, ek wil 'n vraag vra en ek soek eerlike antwoorde vandag. Amen. Wie van julle kyk sepies? Ja, sepies. Wie kyk nog sepies? Almal kyk sepies. Nou, dis die een vraag. Nou die eerlike vraag. Nou, hou jy daarvan om jou sepies te mis? Esther, ek kyk vir jou, iemand antwoord? Jy doen moeite om nie vir sewende duiwel te mis nie. Nou sewende laan, né? En so het ons verskillende sepies wat ons kyk en nou maar hoekom kyk ons die sepies? Hoekom kyk ons sepies? Praat my Lionel? Dis interessant, né? Ja, is interessant, natuurlijk, ja. En dis hoekom jy volg, want die sepie volg ons op mekaar. En party van hulle loop jaar in en jaar uit en ek gaan vir jou sê, as jy weer kyk na daai, as jy nou saam met hulle oud geword het, en jy kyk hoe lyk hulle, hoe verander hulle, sê, jene ouens, jy is oud, maar meantime het jy ook oud geword, want jy het saam met hulle oud geword in die sepies. Amen, dit is so, nee. Maar nou, wanneer ons kyk na 'n reeks wat gepreek word deur predikers aangaande die woord van die Here, dan is my ondervinding is dat baie mense gou belangstelling verloor as dit kom by 'n reeks, as dit kom by God se woord. Nou, ek het 'n paar mense wat by my, as dit kom by maandagoggend en dat het nog nie die preek gekry nie. Ek het hom nog nie met hulle geshare nie. Dan raak hulle moeilik. Ek en die dag praat ek met 'n man, ek sê nee man, ek wag vir Leon. En nou, ek kan nou nie sê wat hy gesê het nie. Maar met ander woorde, sagkens gestel, Leon wil 'n spoedhotel. Hy soek die preek. So aan die ander woorde, hierdie ou sê vir my, hy volg die reeks. Hy wil weet wat volgende gaan en moet gebeur, want hierdie reeks wat ons nou besig is en amper klaar is ek wil nader aan God kom. Nou, kind van die Here, ons het nou al 7 boodskappe gebring oor ek wil nader aan God wees. Nou, baie van ons, as ons nie ons sepie kan kyk nie, dan het ons 'n dekodeerder, of is dit 'n remote, of iets en ons type hom dan, of ons record hom, om hom later te kyk. Nou, maar baie min van die ouens, jy weet, as hulle preek gemis het, gaan hulle maar net aan die volgende ene toe. En die hele legkaart, die hele boodskap, nou, lei skade, omdat ons hom nie van A tot Z gekyk het nie, en gehoor het nie. Amen. Ek en Letty staan daar by Diskem in ons hospitaal vir ons goed, en daar is 'n vroukie, wat is nou al, hoe lang ken ons haar nou al, seker 1 jaar, 2 jaar? En as sy my altyd sien, dan wil sy weet hoe gaan dit met my, en want ek is nou die pastor, weet jy, en pastoor, maar jy lyk so moeg, as jy moeg, nee, ek is nie moeg nie, ek lyk maar net so, jy weet jy, pastoor raak maar ons nie moeg nie, hulle is maar supermans, jy weet jy, maar nou begin sy met my te praat oor tiendes. Nou sê sy, die mense sê, jy moet maar net 'n tiende van alles van jou vir God gee. Ek sê vir kom uit onder daai mense uit, hulle is besig om jou te belieg en jou in 'n binding te sit. Ek vra vir as jy getroud, sy sê nee, sy het nie eens 'n boyfriend nie. Swak vrye. Maar in elk geval, ek vra vir as sou jy getroud wees, sal jy net 10% van jou man wil hê. Sy sê nee. Sy wil alles hê.
Ek sê, hoekom doen jy dit met God? Hoekom luister jy na die nonsens wat mense praat? Want dit is nonsens. Dink jy vir een oomblik God wil jou deel? En as ons na hierdie hele boek Hosea kyk en dan die 7 briewe kyk en luister, dan kom ons agter, die boodskap is, ek wil nader aan God wees. Sien maar ons is nou besig met die laaste boodskap, maar ek gaan hom 2 maak, want net toe gaan Leon vir my nie net so wys, hy gaan my so wys. Jy weet jy, met tyd, jy weet sien, en dan gaan Callie nader aan na die koek toe stap, en Esther na die melktert toe, en dan sê, nee, pastoor, jy moet daar praat, ons wil ook dan nou eet, jy sien, daai goed is roep ons, jy sien. Maar aan die einde van die dag is dit, wil ek vandag met jou praat oor, ek wil nader aan God wees. Nou, kan ek vir jou vra aan hierdie dag, kind van die Here, want die einde moet baie versigtig beskrywe word van hierdie reeks. As ons hom nie reg oordra nie, dan kan ons skade ly en ons kan dit mis. Maar wie van julle het al 'n taak gehad wat u moes verrig by die werk en u sê, dis onmoontlik? Sê vir die baas nie, maar dis onmoontlik. En hy sê net vir jou, man, luister, jy doen dit of ek fire jou. Daar's niks onmoontlik nie. Maar jy sien, om vir ons as predikers, om God openbaar te maak, om God se boodskap deur te gee, dis iets anders as om vir 'n baas te werk, en hy sê vir jou, luister François, ek soek 100 skaapkoppe wat jy moet braai, en jy sê, maar dis onmoontlik, ek kan nie 100, ek kan 50, hy sê vir man, ek soek 100 uit jou uit, en as jy nie 100 kan braai nie, dan kry jy ry. Jy sien, maar by ons bedryf, ons werk, sê God, nee, kom, laat ek jou help. Want sonder God se hulp, sal dit vir my onmoontlik wees om die evangelie van die koninkryk aan mense te verkondig. Sal dit vir my onmoontlik wees om God se hartsklop aan u openbaar te maak. Jy sien, aan ons tema is, ek wil nader aan God wees. Maar hoe lyk hierdie God? Pastoor, jy preek en jy preek en jy preek, en as jy Hosea lees, dan lees ons van oordele, en ons lees van oordele, maar hoe lyk hierdie God wat jy nou al vir die afgelope 2 maande roep en vir ons sê, maar kom nader, kom terug na God. Hoe lyk hierdie God? Hoe praat hierdie God? Hoe doen hierdie God wat jy wil hê ons moet nader kom aan hom? Hoe lyk hy? Nou as ek vandag vir jou 'n vraag vra, en ek vra vir jou, help my om God openbaar te maak. Sal jy dalk vir my sê, pastoor, dis 'n moeilike saak. Want jy sien, ons wil nie op 'n vlakkige openbaring van God hê nie. Ons wil nie, hoe sê hulle in Engels, ons wil nie in die surface, ons wil nie krap daar nie, ons wil diepte hê, ons wil weet hoe lyk God, ons wil hoor hoe praat God, ons wil sien hoe voel God. Dalk is hy 'n wrede tiran en dan wil ek nie nader aan hom wees nie. Ek wil nie nader aan hom kom nie. Jy sien, ek wil hom maar net op 'n afstand hou, ek wil hom net op 'n afstand om bekyk, maar ek wil nie nader aan hom kom nie, want hy is 'n wrede God. Hy maak mense dood. Hy laat vroue slag, kinders slag, en so kan ons aangaan. Ek wil nie nader aan hom kom nie, maar jy sien, kind van die Here, om God te ken, om God openbaar te maak en openbaring van God te hê. Dis wat gaan veroorsaak dat u en ek nader aan God wil kom.
As jy God nie ken nie, hoekom sou jy dan nou nader aan hom wil kom? Jy sien, ek en jy moet God vertrou dat die skille van ons oë sal afval. Dat die blokkasie in ons denke aangaande hoe ons God ken, moet wegval. As dit nie gaan afval nie, sal ons God altyd net ken op hoor sê, wat die mense sê. Dis wat ons ondervinding sal wees, en dis hoe ons in ons verhouding met God gaan optree. Maar as ek nader aan God wil kom, dan moet ek die vraag vra, hoekom wil ek nader aan hom kom? Hoekom wil ek nader aan hom kom? Hoekom wil ek hom ken? Jy sien toe Lexie, toe sy vry na Lionel, nee, toe sy hierdie skraal mannetjie gesien. Maar in haar hart het sy gesê, maar ek wil hierdie mannetjie, ek wil hom leer ken. Ek wil nie net van hom weet dat hy die handsome Hank is in die dorp nie. Nee, ek wil weet wie hy is. Ek wil hom ken, want as ek met hom wil trou, wil ek weet met wie ek trou. Ek wil hom ken. Ek wil, as het moontlik is, wil ek alle kante van hom ken. Ek wil weet hoe dink hy, ek wil weet hoe praat hy, ek wil weet hoe gaan hy optree as ek hom teleurstel, ek wil hom ken. Nou my kind van God, ek wil jou vandag sê, om God te ken, ek en jy moet op die punt kom, Suid-Afrika, ons moet op die punt kom dat ons eerlik moet wees. Jy sien, want ons nader God met ons lippe, maar ons hart is ver van God af. En dit is die probleem, jy sien in Hosea 11 vers 9 sê hy so mooi, en hierdie teksvers het my vasgegryp en hy woel in my gees, maar vir baie jare in my lewe, wil ek sê dankie, en ek lees vir ons hierdie vers Hosea 11 vers 9, ek sal my toorngloed nie laat geld nie, ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie, want ek is God en nie 'n mens nie. Ek is God en nie 'n mens nie. Nou kind van die Here, as ek nader aan God toe wil kom, sal ek hom nie net moet ken as 'n mens nie. Jesus Christus het Vader God openbaar kom maak. En dis hoekom hy sê vir Filippus sê, as jy my gesien het, jy Vader gesien. Nou kind van die Here, ek wil hê ek en jy moet vandag verstaan, hy is nie 'n mens nie. Ek kan God nie afbring na my vlak toe nie. Alhoewel ek en jy geskape is na sy beeld, na sy gelykenis, kind van die Here is hy God. Ons is net na sy beeld, na sy gelykenis, maar hy is God om hom te ken. Om hom te ken, ek sal dit moet najaag, soos Paulus sê in Filippense 3:10. Hoe Paulus sê, hy sê, dat ek hom mag ken in die krag van sy opstanding. En Hosea 6:3 sê hy, laat ons dit najaag om die Here te ken. Nou kind van God, die probleem vandag is met die Christenes en die kerksmense is, hulle daai diepte, daai soeke, gaan baie keer verlore na wedergeboorte, want dan kom hulle en hulle is nou gered, hulle gaan die hemel toe, maar dan raak hulle die mekaar met ou Christene. Dan raak hulle die mekaar met die kerksmense. En die kerksmense leer hulle sekere dinge wat hulle weer geleer is. En kind van God, en daar sit die probleem. Ons ken God oppervlakkig, ons ken God nie na die diepte nie, ons ken God nie na die gees nie, ons ken God van hoor sê af. En daarom
As daar baie mense, hulle is tevrede om maar net kerk toe te kom om na 'n preek te hoor en huis toe gaan en aan te gaan met hulle lewe. Daar's nie 'n dringendheid nie, daar's nie 'n soeke nie, daar's nie 'n honger om God te ken, om meer van hom te ken nie. En dis die probleem, kind van die Here. Dis hoekom die kerk in so 'n toestand is wat hy is. God wil hê ons moet besef, hy is God en nie 'n mens nie. So die dinge wat ons gaan sê, uithaal vandag, die brokkies hier en die splinters van wie hy werklik is, kind van die Here wil ek vir jou vandag sê, dan het ek nog nie veel gesê nie. Dat ek nog nie veel van hom gesê nie. Wanneer ons alles sê wat ons wou gesê het, dat ons maar net hier en daar iets van sy grootheid gesê. Om God te ken, om nader aan God te kom. Wanneer jy so kyk en jy kyk na die name, en jy sê Yeshua, hy is ons verlosser, leeu van Juda stam, Immanuel, God met ons. As jy kom daar by Elohim, weet jy toe Abraham offer, sy seun wil offer, toe sê God vir hom, nee, want hom nie jou hand aan jou seun sit, ek sal voorsien, God almagtig. Ken jy hom as almagtig? As jy kyk na Adonai, wanneer laas het jy voor hom gestaan en gesê, my God skep in my 'n reine hart. God skep in my 'n hart wat 'n soeke het om u te ken, sodat ek dit sal najaag om u te ken. Ons wil weet wat die sepie se volgende episode is. Maar wil ek dit najaag, nader aan God kom, dat ek die volgende attribute, die hoedanighede van God kan ken, dat ek hom kan ken as God Rafe, my geneesheer. Laat ek hom ken as jou Teskuni die Here ons geregtigheid. En so kan ons aangaan na al die maniere kyk en ons kan sy name noem. Kom kind van God, luisteraar, wanneer laas het ek en jy ten spyte van die woord wat van hierdie kant sal af uitgegaan het, ten spyte van die prediking wat deur YouTube of deur kruiskykbediening wat ons op bedien, wanneer laas het jy uitgeroep, ek wil nader aan God wees. Ek wil God ken. Nie hoe mense sê nie. Maar as jy die laaste brief lees in die boek van Job, sê Job vir God, nou is dit nie meer op wat ek gehoor het van u nie. Nou ken ek u. Jy sien, om God te ken, gaan verder as net om die Here Jesus te ken as jou redder. Maar waarvan het hy jou gered? Waarvan het hy jou verlos? Dis die vraag wat ons moet vra. En ons kan God net verstaan as ons eienskappe van hom ontdek. As jy hom ken as Jehovah Jireh, jy kan getuig hoe God vir jou finansiëel in elke behoefte van jou voorsien, dat jy meer as genoeg het so jy kan weggee. Om hom te ken as Jehovah Nisi,
my banier. Niks en niemand sal my kan iets aandoen nie, want God is my banier. Jy moet deur God kom om by my uit te kom, en jy kan nie. Want helaas, kind van God, sien so 7,5 jaar, 8 eeue voor die geboorte van Jesus, is daar ook mense soos ons vandag uitgeroep. En ek wil glo, daar's mense wat wil nader kom aan God. Ek wil dit regtig glo vandag. Ons wil hom ken. Ons wil God ken. En ek weet, dis vandag mense wat ook hier so sit, mense wat luister, hulle is nie skynheilig nie, in hulle harte roep hulle uit, my God, ek wil U ken, ek wil U ken, ek wil nader aan U kom. Is ek reg? Of verbeel ek my maar net, of moet ek maar net ophou preek? Of moet ek maar net ophou om te poog, om die boodskap deur te gee? Met die tema, ek wil nader aan God wees. Het die wêreld verwel toegeroep, en ek het my versier op God gestel, want ek wil hom ken. Ek wil weet na wie se beeld ek geskape is. Ek wil weet, ek wil ken. Ek wil hom ken wat kom woning maak het in my. Ek wil nader aan hom kom, as net 'n God van ver. Maar om te weet, hy is 'n God van by my, en hy is 'n God van in my. Ek wil nader aan hom kom. Ek wil by hom kom. Ek wil sy gees ken. Ek wil Jesus ken. Nader aan God kom. Sien, kind van die Here, as ons soek na openbaring van God, dan moet ons kyk na die woord. Want God maak hom openbaar, Ou Testament, aan sy vrou, aan Israel. Maar in die Nuwe Testament, aan die bruid, het hy hom openbaar kom maak deur Jesus. Hy het hom openbaar kom maak, ons kan hom ken, kan ons alles van hom ken, ons kan dit najaag, en God sal hom aan jou openbaar maak na die mate van die dringendheid in jou gees, soos Moses uitgeroep het, by God, ek wil U heerlikheid sien. Maar baie mense is soos die vrou van God. Toe Moses van die berg afkom en sy gesig blink so, want hy was in die teenwoordigheid van God gewees. Die reaksie om God te ken, gaan maak dat mense van jou weghardloop. Mense gaan van jou sê, maar jy's nou te. Jy moet net 1/10 van jou tyd aan God te gee, jy's nou weer te. Maar jy sien, wanneer jy God ken en God maak hom openbaar aan jou, gaan die reaksie wees dat mense heel moontlik van jou af weg kan vlug en ander weer na jou toe sal hardloop. Nou kom God deur sy profeet Hosea in die boek, want ons moet nou weer van hoofstuk 1 af werk. En as in hoofstuk 1 en 2 kyk, en kyk ons vlugtig wie God is. En totdat ek en jy nie, tot op daardie punt in ons lewe kom, dat jy ernstig is om God te ken nie, sal jy nie nader aan God wil wees nie. Nou kom God deur sy profeet, want 'n profeet is iemand wat namens God praat. En ek het baie vraagtekens oor die hedendaagse profete,
soos jy ook maar kan kyk in die Ou Testament, hoe God met verskillende profete, die ouens wat die naam gehad het van profete, hoe God hulle openbaar gemaak het, hulle uitgekleed. Maar 'n profeet is veronderstel om namens God te praat. Nie sy of haar opinie nie, maar God se hartsklop, God se gevoel aan die volk openbaar te maak. En God kom deur sy profeet Hosea en hy maak hom openbaar. Hy sê vir sy vrou, hy sê vir die volk Israel, dis wie ek is. En kan ons nou na die boodskap toe gaan van vandag, die A-gedeelte, ons sal volgende week, soos die Here wil, sal ons die B-gedeelte doen. God het gevoel. As jy nader aan God toe wil kom, as jy 'n definitiewe besluit geneem het, ek wil nader aan God kom, sal u en ek vandag moet besef, God kan seer kry. God is nie soos die Baals nie. God, Elohim, Adonai, Yeshua, ons God, wat ons mens gemaak het, geskaap het na sy beeld, na sy gelykenis, kan seer kry. Hy is nie uit 'n klip uitgekap nie. Hy is nie gegiet nie. Hy is nie uit 'n boomstomp uitgekap nie. En nee, 1000 maal nee. 'n dooie boomstomp kan nie seer kry nie. 'n klip kan nie seer kry nie. En as jy 'n beeld giet uit koper of yster of silwer of maak nie saak wat nie, dis 'n dooie ding, hy kan nie seer kry nie. God sê, ek is nie een van hulle nie. Ek is God en ek is nie 'n mens nie. Die boomstomme, die Baals word deur mense geskep en deur mense gemaak. Maar 'n mens het my nie gemaak nie, ek het die mens gemaak. En ek wil hê die mens moet weet, ek kan seer kry, ek het gevoel, ek het emosies, ek kan seer kry, ek het gevoel. Geliefde luisteraars, gemeente, as ek en jy nader aan God wil kom, is dit die eerste ding wat ek en jy moet besef, ons kan God seer maak met ons optrede. Toe Jesus by Lazarus se graf staan, toe ween hy. Hy ween en die trane loop oor Jesus se wange, oor sy baard, oor sy klere, loop van hom af. En hy wys vir die volk, hoe lyk God? Nuwe Testamenties, Ou Testamenties, kom God deur Hosea, die tweede wenende profeet. Hy huil, hy ween, hy het seer gekry. Hoekom het hy seer gekry? Hoekom ween hy? Hoekom staan hy voor die volk, voor sy vrou? Hoekom staan hy deur die profeet Hosea, die trane, die loop, sy skouers is krom getrek, en hy staan voor hulle, en hy ween, en hy huil, hy het hartseer, hy het gevoel. Hoekom? Hoekom? Jy sê, kind van die Here, ek en jy moet verstaan, ons optrede kan God seer maak.
Hy is nie 'n God van ver nie, hy is 'n God van naby. En God wil nie ek en jy moet dubbelstandaarde hê nie. God wil hê ek en jy moet weet, as ons nader aan hom wil kom, wil hy hê ek en jy moet weet, ons optrede kan hom seer maak. God wil hê ek en jy moet dit weet. Hy wil hê ek en jy moet dit weet. Wanneer iemand opstaan en sê ek is 'n profeet, moet hy versigtig wees om die mondstuk van God te wees. Om God openbaar te maak, God se gedagtes, God se taal. Maar moet ook God se gevoel, sy emosies demonstreer. Staan Hosea voor die volk, en die trane die loop. Hulle noem hom die wenende profeet. Die volk vra, profeet, hoekom huil jy man? Prediker, hoekom gaan jy so aan? Jy laat ons net sleg voel. Hosea, jy is die profeet, hoekom huil jy? Hoekom huil jy so? Kom aan man. Via die trane, ons soek nie op die balie vir 'n profeet nie. Ons soek nie so 'n prediker nie. Sien kind van God, maar God maak sy hart aan die volk openbaar, deur sy profeet Hosea, en hy sê vir hulle, ek is God, en ek is nie 'n mens nie. En totdat u en ek en die kerk, die liggaam van Jesus Christus, nie tot op die punt kan kom, dat ons besef, ons kan God seer maak, die God het gevoel nie, sal ons nie nader aan God kom nie. Hoekom wil jy nader aan iemand wees wat jy nie ken nie? Why? Hoekom? Kind van die Here, en God maak hom openbaar, deur sy profeet, en hy sê vir die volk, hy sê vir die wêreld, hy sê vandag vir die bruid, kyk hoe lyk ek. Dis hoe ek voel, dis hoe ek voel. Hoe maak God dit bekend? Hoe maak God dit bekend? Dat hy seer gekry het? Hy sê vir sy profeet, gaan trou met 'n prostituut. En ons almal weet wat is 'n prostituut. 'n prostituut is 'n vrou of 'n man wat 'n goedkoop lewe lewe. Is daar vir elke een wat verbykom. Hier vir 'n penning, daar vir 'n rand, maak nie saak nie, vir die goedkoopste een wat bereid is om te betaal vir haar liggaam. God sê vir Hosea, gaan trou 'n prostituut. Getrou haar. Jy sien kind van God, God het met Israel, sy vrou, verbond aangegaan. En nou raak Israel ontrou. Nou sê God deur sy profeet, my vrou, jy het soos 'n prostituut geword. Dan hoereer jy hier, dan hoereer jy daar, vir elkeen wat bereid is om te betaal, hoereer jy mee. Hier buig jy voor 'n baal, daar buig jy voor 'n baal. Dubbel lewe, dubbel lewe, dubbel lewe. Maar ek het jou gekoop. Jy's myne. Nou staan die man teenoor die vrou, God teenoor sy vrou. En hy weet en hy sê, jy het my seer gemaak met jou optrede. Jy het my seer gemaak.
My hart is stikkend, ek wys vir jou, deur my profeet, hoe ek voel oor jou optrede. Nou kind van die Here, as God vandag, as hy daardie tyd so met Israel gepraat het, hoe praat hy vandag met sy bruid? Hoeveel mense het al in die tydperk van die 2 maande wat ek met die reeks besig is, hoeveel van hulle het al die 7 briewe gaan lees in die boek Openbaring, het 'n studie gaan maak. Sien my en jou optrede, kind van God. Ons buig voor die Baals hier, ons hoereer daar. Kan God seer maak? Maar ons gaan aan met ons dubbel lewe. Sondag halleluja ons. Maandag, dinsdag dan hoereer ons. Agter die Baals aan, agter die finansies aan, agter die werke aan. Jy sien, 'n Baal is enigiets wat God se plek inneem, in jou lewe of in my lewe inneem, dis 'n Baal. En so kan ons aangaan. Dan is dit hierdie sport en is dit daardie ding en enige iets wat belangriker raak as God word vir jou 'n Baal. En jy maak God seer, maar totdat jy God nie kan ontdek as wie hy is nie, sal jy altyd probeer, sal jy altyd iets probeer om 'n vervulling te kry, om in jou behoefte te voorsien, maar jy soek hom buite God. Omdat sy vrou, sy liefling van sy jeug ontrou geraak het, en agter ander mans aangeloop en gehoreer het. Hierdie hartseer huweliksverhaal van Hosea beeld die hartseer verhaal tussen God en Israel uit. Maar as jy die 7 briewe lees, sal jy die hartseer van God in daardie 7 briewe ontdek, soos hy dit openbaar maak in die Ou Testament in die boek van Hosea. Hosea 1:2. Kom ons sien God se hart en die moontlikheid dat God kan seer kry wanneer hy sy liefde en trou aan jou en aan my toe gesweer het. En ons raak afvallig. Dit maak God se hart seer. Jy sien, kind van God, as ek nader aan God wil kom, moet ek verstaan, ek moet hom ken, ek moet weet wat hom seer maak. As jy 'n gelukkige huwelik wil hê, dan sal jy altyd, of jy man of jy vrou is, sal jy altyd moet leer, en jy leer dit baie vinnig nogal, wat maak jou vrou seer? Wat maak haar ongelukkig? Is dit nie so nie, Lionel? Ons weet dit. En die vroue weet wat die manne ongelukkig maak. Maar wanneer gaan ons leer om te verstaan dat my optrede God kan seer maak? Kind van die Here, my en jou afvalligheid veroorsaak dieselfde as wat die vrou Israel veroorsaak het. Die profeet huil, en daar is soveel manne en vroue, seuns en dogters van God wat huil oor mense wat teruggeval het. Maar kom dat ek jou vandag vertel, wanneer God se gees bedroef word, die my en jou optrede, is dit verskriklik. Is dit verskriklik. Jy sien, onverantwoordelik, ontrou agter elke afgod wat die 20ste eeu aanbied en aanhardloop ons tyd, ons geld, ons energie, ons lewensambisie, ons speel, ons verspil, en God, die minnaars van hierdie huwelik, een kan sit, en hy moet tevrede wees
met die afskeeptyd. Met die afskeeptyd. Kyk ons seepies. Ons speel ons sport. Ons doen ons werke. En God speel tweede viool. En God kry seer. En dis hoekom hy in die 7de brief, in al 7 briewe skrywe aan die gemeentes, sê hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ou Testament, die profete, Nuwe Testament, God se Gees. Daar's niemand wat jou makliker tot ander insig te bring as God Heilige Gees nie. Man, vrou, gevul met God se Gees, wat woorde spreek van Gees en lewe. Dis hulle wat impak maak in jou lewe. Dat jy kan voel hoe God voel. Geliefdes, as ons nader aan God wil kom, sal ons God moet ken. En ons moet verstaan, God kan seer kry. Amen. Kom ons buig die hoofde. Vader, dankie vir u Gees. Here, want sonder u Gees is dit onmoontlik. Here, dit sal net heeltemal onmoontlik wees om u hartsklop, u gevoel, u pyn, u seer, u trane, u teleurstellings, my God, aan 'n mens openbaar te maak. Bid in hierdie dag, Vader, dat elke een van ons meer sensitief sal wees. Here, dat ons nader en nader aan u sal wil kom. Here, dat ons u ken en sal kan verstaan dit wat u seer maak. Dit wat u teleurstel. Here, ek bid vandag vir Dunamis-bediening, elke luisteraar op YouTube. Bid vir Suid-Afrika, Vader. Here, dat ons sal terugkeer in Jesus mooi naam. Amen en amen. Amen en amen.